Goeienaand weer aan almal. As 'n paar nuwe gesigte wat nie verlede week hier was nie. Hier kom nog. Baie welkom. Is nog genoeg sitplek, hoor. Kom in asseblief. Goed mense, kom ons begin, dan lees ons saam uit Jesaja 46, wat ek graag as 'n inleiding sal wil gebruik. Jesaja 46 vers 9 en vers 10. Wat is hier gebeur is dat, wanneer die profeet eintlik die herstelwerk wat God onder sy volk wil kom doen, wat in ballingskap gegaan het, kom aankondig, dan is dit heel belangrik dat die Here sy volk kom herinner waarin verskil hy met die afgode van die heidene en daardie gode waartoe die volk van die Here self hulle ook al gewend het in die verlede. En die Here kom wys wat is die groot verskil tussen hom en die afgode. Goed, ekskuus, ons gee nog net gou vir daar. Hier is nog baie plek, hoor. 9:01, dis beseringstyd. Ja, dat kan niet doen. Sarah, je kan hier de video van. Ik ga daar. Ik kan niet zo zitten, Brian. Dan moet ik ook maar mee, ja. Ik kan niet zo zitten. Of gaan we dichterbij? Oh, hier zo zit, oké. En er is ook gewoon zorg. Nog een keer. Bevrees, jy gaan maar hier kom sit. Krijg straf. Ja, jy krijg straf, jy moet jou voorsit. Ja. Toe maar mense, ons sal later die video edit, redigeer, dan sal ons al hierdie hopelijk uitsluit. Goed, ons gaan lees Jesaja 46 vers 9 en 10. In die vertaling staan daar ook tereg die opskrifie God en die afgode. Dit gaan hieroor hoe die Here homself vir sy volk nou kom vergelyk met waarin is hy anders as die afgode. Daar's natuurlik baie verskille, maar hier is wel 'n heel belangrike verskil wat die profeet hier kom aandui. Ek lees vers 9 en vers 10 en dan sal ek daarna ook eers voorgaan in gebed. Onthou die dinge van vroeër, van lang gelede, want ek is God en daar is geen ander nie. God en daar is niemand soos ek nie. Nou, waarin lê hierdie uniekheid van God? Ek wat van die begin af die afloop aankondig, van lang gelede af, dit wat nog nie gebeur het nie. Ek wat sê, my raadsbesluit sal standhou. Alles wat ek wil, sal ek uitvoer. So nou 'n bietjie kommentaar net daarop gee. Kom ons bid dan net eers saam. Ons vra die Here se seën. Here onsse God, U is werklik uniek. Daar is niemand soos U nie. Niks en niemand kan met U vergelyk word nie. Want Here, U is werklik die begin en U is die einde. Dit wat U van die begin af aangekondig het, dit volbring U ook. Dit laat U ook werklik tot volmaaktheid kom. Here, wil U ook in ons gesprek en ons bespreking van vanaand ook weer gee dat ons verwonderd mag staan oor wie U is. Dat die groot wonder sal wees dat ons U vanaand beter leer ken, dat ons U beter mag leer dien, dat ons dit mag doen in
in geloof en in kennis van die waarheid. En dat ons die waarheid mag ken soos wat u woord dit ook aan ons kommunikeer. Vader, bewaar ons daarom van alles wat ons aandag wil weglei van dit wat u woord ons wil leer. En gee dat ons daarin ook onsself sal verloon. Dit bid ons in Jesus se naam alleen. Amen. Goed, dit wat die profeet Jesaja hier aankondig, is aangrypend. Vers 10, as hy dan sê, waarin is God dan nou so uniek? Ek wat van die begin af die afloop aankondig. Nou, sonder dat ek nou die hele Jesaja 46 gaan probeer uitlê, wil ek die kern vir ons net hierin saamvat, dat dit ongelooflik belangrik is, en ons gaan vanaand daarmee verder, soos wat ons verlede week ook al begin het, en dit is naamlik, as ons Genesis 1 wil verstaan, en wat God daardeur wil sê, dan moet ons verstaan, dat hy daar iets sê, wat hy heel aan die einde wil volbring. God begin met iets in Genesis 1, wat hy uiteindelik tot sy volmaaktheid laat kom. Dit is hoe hy homself bekendstel. Ek wat van die begin af die afloop aankondig. Ek sê van die begin af, hoe gaan dit aan die einde wees? En dan is dit heel belangrik wat ons verlede week al na gekyk het, as ons Genesis 1 gaan lees, dat ons nie in ons koppe in die eerste plek gaan hê, so dit wat ons ongelukkig baie keer al in die verlede geleer is, ongelukkig, oor hoe ons Genesis moet lees nie, naamlik dat dit gaan hier oor die materie van klippe en berge, maar dat dit hier gaan oor 'n totaal ander werklikheid wat hier verkondig word. En ek gaan dit maar vooraf sê, maar jy gaan hoor, ek gaan dit nog baie herhaal, want dit moet deel van ons DNA word. En dit is, dat wat God beskrywe in Genesis 1, is in die eerste plek, dat God die bou van 'n tempel beskrywe. Genesis 1, en daarom kan daar, net soos wat daar in die tabernakel later en in die tempel, altyd lig wees, kan daar in die skepping, soos wat dit beskrywe word in Genesis 1, lig van dag 1 afkom. En wie is daar die lig, of wat is daar die lig? Kan jy nog onthou wat ons verlede week bespreek het? As die Here op dag 1 sê, laat daar lig wees. En ons lees eers later in vers 4, die son en die maan is toegeskep. Dan is dit glashelder, dat ons moet glad nie gaan dink in terme van 'n 24 uur dag van die son het geskyn en toe het die maan opgekom en toe die son weer begin skyn. Hier word 'n werklikheid beskrywe waar daar in God se skepping lig skyn wat uiteindelik ook sy vervulling kry heel aan die einde. En verlede week het ons spesifiek gekyk na Johannes 1. Ek hoop jy kan dit nog onthou. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God, en niks het ontstaan wat nie deur hom ontstaan het nie. Alles het deur hom ontstaan. Hy is die lig vir die wêreld, en die lig het in God se skepping kom skyn. Wie is dit? Wat is die lig? Is niks anders as God self, deur Jesus Christus met sy heerlike teenwoordigheid. Hy kom skyn met sy lig. Maar wat Johannes ook al vir ons duidelik sien, wat ons in Genesis 1 ook gaan sien, daar is in God se skepping 'n stryd. En dit word heel simbolies voorgestel deur beelde wat ons later nog in detail gaan bekyk. So wees 'n klein bietjie geduldig, ons kom by dit alles uit, maar ek probeer net eers die buiteraamwerk vir u probeer ek duidelik skep. En ek weet daar gaan nog 'n klomp vrae by u wees, maar hopelik kom ons by dit alles uit. Maar dit is heel belangrik wat ons moet sien, is dat hier die lig het niks te doen met 'n son en 'n maan nie. Dit gaan daaroor dat God in die duisternis lig bring. Hy kom maak skeiding. Hy kom orden sy skepping. Hy maak
skeiding tussen lig en duisternis. En wat is die ander groot skeiding wat hy maak in Genesis? Tussen die water of die see en die droë land. En daai temas loop dwars deur die geskiedenis van Israel. Dink byvoorbeeld aan Exodus 2. Waar sien ons alreeds in Exodus 2 dat God weer skeiding kom maak tussen iets waar die water heers en waar daar 'n beskerming is teen die water. Want die water is 'n bose mag. Onthou dat in Egipte was selfs die Nyl as 'n god beskou, né? En vanuit daardie rivier uitkom dan ook die meeste van die plaae. Dis die bron van kwaad. Maar wat in Egipte nie God se volk getref het nie, maar die Egiptenaars. Selfs die dood, die laaste plaag wat kom, die dood gaan die huise van Israel verby, want daar is bloed. En die engel van die dood gaan Israel verby, maar die dood heers sodat die hele Egipte geheers het. Maar waar begin dit in Genesis 2? Waar laat ons, hoe laat Exodus ons sien dat God 'n oorwinning oor die water gaan gee? Ja, jy onthou wat ons bespreek het by Hebreërs al. En wat is Moses se naam? Wat beteken dit? Uit die water gehaal of uit die water gered. Dis wat Moses se naam beteken. En Moses is daar in 'n klein ark, wat ons later ook in Genesis 6 gaan sien. Soos wat die ark op die water gedryf het as 'n tempel, is Moses hier in die begin van die tempel, waarna toe God op pad is om dit te laat bou in Exodus. Want waarna toe neem God sy volk, wanneer hy hulle uit Egipte uitneem? In die heel eerste plek. As Moses na die farao toe gaan, wat is die boodskap wat hy vir die farao gee? Ek wil my volk na Kanaan toe neem. Is dit die boodskap? Nee. Hulle my kan aanbid. Dat hulle uittrek, dat hulle dan my Waarna toe? Steenberg. Na die berg. In die woestyn, natuurlik, jy's reg. In die woestyn, by die berg. En daar op die berg kom God in hulle midde. So, mense, dit is heel belangrik, dit alles, daar God wat neerdaal weer daar in die midde van sy volk, laat al sien in Exodus 2, dat hy 'n klein heiligdom, 'n plek van veiligheid by God, vir Moses al kom gee, wat simbolies vir die hele volk is. Wanneer Moses uiteindelik na die volk toe kom, dan sê sy naam klaar vir Israel alles. Moshe, soos wat dit in Hebreëus sal uitgespreek word. Moshe. Moshe beteken, ek red julle van die magte van die water en van die see. En dan, as hulle uit Egipte uittrek, hoe ervaar die volk dit dan ook dadelik? Heel eerste, kom by die Rooi See, en hulle dink, ops, dis die einde, ons loop ons vas letterlik, dis nie tussen die duiwel en die Rooi See, soos wat ons Afrikaanse spreek sê nie. Hulle loop hulle vas teen die duiwel in die Rooi See. Met sy instrumente daarachter, die leer van Egipte. En wat doen God om hulle te red? Wat doen hy? Hy skei weer die water en die droë grond, en dit word die hele tyd beklemtoon. Die volk trek deur op droë grond. En hier is hierdie mure van water. God heers oor die bose kragte. Jy sien hoe die water simbolies is. En ek beklemtoon dit, want dit is presies hoe dit ook gebruik word in Genesis 1. Die res van die Bybel doen dit ook. Ons gaan nou kyk na Openbaring, waar dit ook gebeur. So, vanaand is weer eens 'n groot les, hoop ek, in hoe lees ons die Bybel. So nou net voor die tyd het ek en Chris vir mekaar gesê, ons moet die regte hermeneutiek hê om Genesis reg te lees. Dit beteken ons moet die regte uitlegmetode hê. Anders vra ons vreeslike snaakse vrae vir Genesis. En kom ons met verskriklik snaakse antwoorde daaruit. Antwoorde
wat Genesis nie eers probeer gee het nie. Vrae wat Genesis nie eers probeer antwoord nie. Genesis praat oor iets totaal anders. Hy praat oor die werklikheid van God wat by sy volk wil woon, God wat by die mens 'n woonplek, 'n tempel vir homself bou. En dan kom vra ons allerhande vrae oor genetika en oor hoe oud is die aarde, en dan dink ons Genesis gaan nou vir ons 'n antwoord gee. En dan maak ons onsself belaglik by die wêreld, want ons probeer arme Genesis 1 wurg en sê, praat Jannie, praat. Maar Jannie gee nie hieroor. Genesis gee nie daaroor 'n antwoord nie, want hy wil nie, dis nie waaroor hy skryf nie. Praat oor 'n baie groter werklikheid in hierdie wêreld, wat nie afgelees is, wat ek verlede week gesê het, wat nie afgelees kan word in 'n laboratorium, of wanneer jy ergens geologiese opgrawings doen nie. Maar die werklikheid, dat God heers oor die boosheid, en hy het vir homself 'n volk kom bymekaar maak. Dit sien ons veral dan van Genesis 12 af. Maar om te laat sien dat hierdie bymekaar maak van 'n volk, wat ons van lees in Genesis 12, dat dit alles te doen het met die skepping, met die wêreld, is daar Genesis 1 tot 11, wat Israel se geskiedenis, as ek dit nou maar so formeel mag sê, wat Israel se geskiedenis inbed in die geskiedenis van die skepping, van die wêreld. Israel lewe nie eers op hulle eie eilandjie nie. Israel se lewe het 'n funksie. Wat moet Israel uiteindelik wees ten opsigte van die wêreld? Dankie. Israel moet 'n lig wees vir die nasies, want van hoekom gaan hulle self daardie lig wees? Wat is daar in Israel wat 'n lig laat skyn oor die nasies? God is by hulle teenwoordig. Dit wat ons vandag van die gemeente ook mag weet. Ek dink ons het Sondag aand. God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader. Was dit verlede Sondag? Ek het nou my Sondag deurmekaar, maar ek dink dit was dalk gisteraand. God is hier teenwoordig, laat ons bidend. Dis wat die nasie sal weet, en daardie lig sal oor hulle skyn, soos wat Ragab, wanneer Israel in die beloofde land intrek, onmiddellik vir die verspieder sê, ek wil ook julle God dien, ek wil ook by julle wees. Julle God moet ook my God wees, soos wat Rut later ook sal sê vir Naomi. Jou God is my God, waar jy gaan sal ek gaan. En dan gaan hulle na Bethlehem, die plek van brood, die latere geboorteplek van Jesus, waar die lig gaan kom skyn, waar die engellig, die heerlikheid van God oor die herders kom skyn en die duisternis weggedryf word. En dan is daar weer 'n verlosser in 'n klein arkie. Want die teken wat hulle kry is, kyk, hy lê in 'n krib. En dan kom hulle daar. Ja, daar's die verlosser van die wêreld. Jy sien hoe dit die hele Bybel, Ou en Nuwe Testament in mekaar geweef is. En heel belangrik dat die Here sê, dis hoe julle my ken. Dit wat ek later tot vervulling bring, kondig ek reeds van die begin af aan. En ek het verlede week, dink ek, as ek goed onthou, ook die term gebruik. Aan die begin kry ons die einde. En aan die einde kry ons die begin. En daarom, ons gaan net nou kyk na Openbaring. Van hoofstuk 1 af van Openbaring kry jy dwars deur die Openbaring boek die herhaling van hierdie frase. Kyk, ek is die eerste en die laaste. Ek is die Alfa en die Omega. Ek is die begin en die einde. As jy na die skepping kyk, moenie gaan kyk na klippe, moenie dink om klippe en bome in Genesis 1 in die eerste plek nie. Of dinosaurs nie, asseblief nie. As jy Genesis gaan lees, sien raak dat ek 'n plek kom skep het, waar ek my intrek by julle kom doen. Op watter dag van die skepping doen God dit nou weer? Die 7de dag. Dan kom rus God in sy tempel. En
En later sien hulle dit later ook. Die aanbidding van God op die Sabbatdag is die dag wanneer God sy skepping so gereed gemaak het, dat hy by die mens woning kan kom maak. Dat God Immanuel is. God by ons. God by die mens. Is almal nog so 'n bietjie aan boord? Ek hoop net ek het iemand langs die pad verloor nie. Daarom ook Matteus 5:16. Help my Laat gou. julle lig so skyn. Ja, dat, laat julle lig so skyn, dat die heerlikheid van julle Vader gesien kan word. Matteus 5. Daar die hele simboliek van die lig wat saam met Christus kom, die duisternis wat verdryf word, die water wat oorwin word. Waarom moes Israel in die Jordaan gedoop word? Hulle moes teruggaan na waar hulle in die land ingekom het, waar hulle eintlik moes verdrink het. En nou vanweë hulle ongehoorsaamheid moet hulle maar gaan verdrink. En dis presies wat Johannes die Doper vir hulle wys. So wat doen hy met hulle? Wat doen Johannes die Doper met die mense? Hy versuip hulle. Hy onderdompel hulle. Dis wat baptizo beteken. Jy word onder die water ingedompel. Jy verdrink eintlik. Dieselfde simboliek kry ons weer. Ek het dit al hier genoem, maar dit is belangrik. Ek wil dit vaskap by u. Romeine 6. As ons saam met Christus gesterf het, daar het ons dit. Jy gaan dood saam met hom. Maar saam met hom opgestaan het tot 'n nuwe lewe. Hoe kan ons dan nog in die sonde lewe? Hoe kan die duisternis dan nog oor jou heers? Dit kan tog nie. As jy met Christus daar onder die water gegaan het, as jy gedoop is. En mense asseblief, dank al hierdie dominees af wat net so 3 druppels water op jou kop gooi wanneer jou kind gedoop word. Dank hulle af. Laat hulle sulke emmers water vat en oor die, ek sê nie ons moet die babietjies nou onder die water in gaan druk nie. Dan gaan ons hulle verdrink inderdaad, letterlik. Dit wil ons nie doen nie. Maar gooi asseblief genoeg water dat mense kan sien dit gaan hier oor die simbool van die water. Dat God sy volk uit die water uitred. Dis wat die doop vir ons wil sê. Hy red ons uit water. Onthou jy nog verlede week Nikodemus? As Jesus vir hom sê, jy moet van bo af gebore word, Gees en water. en jy moet gebore word uit die gees en uit water uit. En Nikodemus verstaan daar niks van. Uit gees en uit water. Goed. Wat aan die einde kom, sê Jesaja vir ons. En dit wil ek beklemtoon. Dit kondig God. Wat aan die einde gaan kom, kondig hy in die begin reeds aan. En dit wat hy in die begin aankondig, volbring hy later. Ek het daar 'n hele inleiding geskryf oor Karel Barth, wat 'n heel, ek dink, teologiese heel mooi storieetjie is, maar kom ons vergeet dit terwille van die tyd. En ons gaan blaai na Openbaring toe. En dan kyk ons. Verlede week het ons nou gekyk na Johannes. Nou hierdie selfde Johannes is alweer aan die woord. Nou tree hy op as 'n profeet. Daar het intussen iets met hom gebeur. Hy's gevange geneem en hy's as 'n banneling uitgestuur na die eiland Patmos toe. Nou sit hy daar op hierdie eiland en dan kom hierdie profetiese woord na hom. Hy tree hier op as profeet. Met ander woorde, hy praat hier taal wat die werklikheid wil laat sien, wat God se werklikheid is. Nie dit wat ons hier met oë kan sien nie, want dit wat Johannes oor praat, kan jy nie met jou oë sien nie. Hy praat hier oor snaakse goed. Kan enigeen van u vir my 'n voorbeeld noem van iets wat jy in Openbaring al gelees het wat vir jou vreeslik weird is? Eintlik alles, ja. Die siele van die martelaar onder die altaar. Die siele van die martelaar onder die altaar. Die dier met die baie koppe. Ja, nou heel interessant. Openbaring 13 is waarna jy verwys. Waar kom daai dier met die baie koppe en die 10 krone vandaan? In hy kom op uit die see. Wat gebeur dus hier? Die see is weer die bron van boosheid. Maar wat baie belangrik is nou in Openbaring aan die einde, hier kom nou hierdie see monster
uit die see uit. Dis die bose mag wat teen Christus en sy kerk stry, en hy wil die kerk oorwin. Maar is heel duidelik, hierdie dier word uiteindelik oorwin. Die dier word oorwin, die magte van die see word oorwin. Ons gaan dit nou lees in Openbaring 21. Juis wanneer daar gesê word, en in die nuwe hemel en die nuwe aarde, en die see sal daar nie meer wees nie. Ek en een van julle het in die week so 'n bietjie gekorrespondeer oor die pragtige Nederlandse dorpie Urk. Die van julle wat al daar was, heel bo in die noorde in Friesland, Corrie? Weet jy? Ja, is het die polder. Dis een van die polders. Ek het gedog dis Friesland, okay, maar dis baie noord. Er is een eilandje in de Zuiderzee geweest. Een eiland geweest vroeger. Nee, provinsie Flevoland. Ja, ek dink dis Flevoland, ek dink jy's reg. Maar dit is baie noord en dit is 'n vissersdorpie. So die mense van daardie dorp leef van die see. Maar baie van die mense, van die inwoners het hierdie jare natuurlik al gesterf vanweë die stormsee. Daardie Noordsee is 'n rowwe see waarin hulle gaan probeer visse vang. En dan is daar 'n standbeeld opgerig van 'n pragtige, van 'n vrou, groot beeld, van 'n vrou wie se haar hare en haar klere waai so in die wind. En dan staan die teks van Openbaring daaronder. En die see sal daar nie meer wees nie. Broeder Nata, jy onthou dit? Sy staan en kyk uit. Ja, sy staan en kyk so uit, want sy kyk uit met verwagting dat haar man of haar seuns moet terugkom. En dan is dit hierdie geweldige belofte, wat eintlik sy aan vashou. In die nuwe skepping sal die see nie meer daar wees nie, die bose magte gaan nie oor ons oorwin nie. Dit wat van die begin af was, waar God skeiding kon maak tussen droë grond en see, kry sy vervulling in Openbaring. Natuurlik al deur die hele Nuwe Testament, ons sien baie tekens daarvan. Dink sommer op die oomblik aan 'n voorbeeld. Het julle al gedink aan die vreemde verskynsel dat Jesus se disippels in 'n boontjie op pad was op die see van Galilea, van die een oewer na die ander oewer, en dan ewe skielik sien hulle 'n spook. Onthou julle dit? Ja. Ja? Nou wat is dit wat hulle sien? Dit was Dit was Jesus. Wat doen hy? Jesus. Hy loop sommer so oor die water. Hy heers oor die water. Hy stap sommer so daaroor. En dan, om hulle geloof te toets, van verstaan hulle wie hy is, verstaan hulle wat hy doen, dan roep hy een van hulle nader. Kan jy nog onthou wie is dit? Vir Petrus. Kom na my toe. Glo jy dus werklik dat alles deur my ontstaan het? Dat ek die een is wat heers oor die see? Kom dan na my toe. En dan doen Petrus dit. En dan kom hy na Jesus toe. Maar dan sien hy die storm wind. En dit lyk 'n bietjie rof. En dan begin hy te sink. En dan gryp Jesus hom weer. Ek wil nie in al die detail ingaan, maar hoop jy sien wat ek probeer sê. Deur die hele Nuwe Testament kry ons hierdie simboliek waar God die oorwinning oor die water voorstel as God se verlossing. En God se verlossing is dan ook elke keer 'n nuwe skepping. Daarom dat Openbaring praat van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En hy sê heel uitdruklik, die ou dinge het verbygegaan. Kyk, ek maak dit alles nuut. Dit is wat God van die begin af aangekondig het. Hy kom wys in Genesis 1 dat hy skep 'n tempel, 'n plek vir hom by die mens. Genesis 2 sien ons dit nog duideliker. Want daar word hierdie skepping voorgestel as wat? In Genesis 2 as 'n tuin. Dit wat ons gewoonlik noem die paradys. Dit word as 'n tuin voorgestel. En daar is die mens heel onskuldig. Hy en sy kan daar naak rondloop sonder dat dit enigstens 'n probleem is. Want daar's geen bedreiging nie totdat die Satan, totdat die bose magte
Hoe weet ons nie? Genesis sê nie vir ons hoe nie, maar daardie bose magte wat aanvanklik teruggedruk is, dat die Satan in die vorm van 'n slang daarin kom. En dan die probleem is dat Adam en Eva luister eerder na die stem van die slang as na die woord van God. En dan word alles deur mekaar gekrap. En dan word die mens uit God se tuin uitgeban. Ons gaan in detail nog later daarna kyk. Maar heel belangrik, daardie paradys sien ons later afgebeeld in Openbaring 22. Openbaring 22 vers 1 en 5 skets die beeld van 'n paradys. Met die rivier van lewende water wat daar uitvloei. Kom ons lees gou-gou. Openbaring 21. En vir 'n begin gaan ons lees net eers tot by vers 6. As daar iemand is met 'n lekker sterk stem het wat dit vir ons kan lees, dan spaar ons my stem gou so 'n bietjie en dan kan ek 'n slukkie water vat. Iemand wat 'n stem het wat lekker kan dra dat almal kan hoor. Ek kan lees Goed, Jakobus asseblief tot by vers 6. 21 tot by vers 6. Ja, 21 vers 1 tot 6. Goed, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan en die see bestaan nie meer nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerdal. Sy is gereed gemaak soos 'n bruid wat versier is vir haar man. Ek het toe 'n harde stem van die troon af hoor sê: Kyk, God se woonplek is by die mense, en hy sal by hulle woon. Hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog, en die dood sal nie meer daar wees nie. Ook nie rou of 'n gehuil of pyn sal meer bestaan nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, ek maak alles nuut. En hy het ook gesê: Skryf neer dat hierdie woorde betroubaar en waar is. Verder het hy vir my gesê: Dit is afgehandel. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Die wat dors is, sal ek laat drink uit die fontein van lewegewende water, verniet. As daai laaste woorde in die gedagtes vasgevang is, blaai asseblief net gou saam met my na Johannes 20 vers 28. Dis nou dieselfde Johannes, onthou. So hierdie goed is nie toevallig nie. Want hier hoor ons 'n ekko van dit wat ons nou net gelees het. Johannes 19 vers 28. Ek gaan daar Johannes 19 vers 28. Ons het nou net gelees van hoe alles volbring was. Hierna het Jesus, omdat hy geweet het dat alles reeds volbring is, en sodat die skrif vervul sou word. Hoor dit ook in die Openbaring. Skryf hier die woorde neer, want die woorde is betroubaar. Dit word vervul, dit is betroubare woorde. Jesus het geweet, die woord is betroubaar. Die woord word vervul. Wat sê Jesus dan nou? Wanneer hy weet, maar alles is vervul. Voor dit nog, ek het dors. Wat het ons nou net in Johannes, in Openbaring gelees? Die laaste vers, Jakobus, as jy dit weer vir ons kan lees, asseblief. 21 vers 6. Die wat dors is, sal ek laat drink uit die fontein van lewegewende water, verniet. As Jesus aan die kruis hang, en hy weet dat die skepping kom tot sy volleinding, dat die skepping, soos hy na Noag was, dit word volbring, dan kom sê hy, ek is dors. Hy verlang, want onthou hy hang daar as ons middelaar, as mens daar. Hy verlang na lewende water, dat die paradys van God herskep sal word,
Daardie paradys waar hy die 4 riviere gevloei het, waarin, soos ons later nou in Openbaring 22 gaan sien, waar daar 'n rivier uit die troon van God uitvloei, die lewende water. Nou hierdie Jesus is selfde een wat in Johannes 6 al gesê het, ek is die lewende water. Hy wat in my glo, die water gaan in hom word, soos 'n opspringende fontein. Nou, roep Jesus uit, ek is dors, maar wat kry hy? Hy kry assy. Dis nou nie eintlik waarvoor hy gevra het nie. Maar hy hang nie daar vir sy plesier nie. Hy hang nie daar om sy wil te laat volbring nie, maar die wil van sy Vader. En hy hang daar ter wille van ons. En as hy uitroep, ek het dors, as hy weet, dit kom nou tot 'n einde, dit kom tot volbringing, dit is volbring, dan is dit waarvan hy getuig, ek soek die lewende water, ek het dors. En as hy dit gesê het, dan sterf hy. Laas hy sy laaste asem uit. Ons het verlede week vinnig al daarna gekyk, wat heel belangrik is. Dan begin die nuwe skepping. Hy moet op die Sabbatdag word sy liggaam van die kruis afgehaal, maar vroeg op die Sondagoggend, wanneer dit nog donker is, dan gaan hierdie een wat verlang het na die lewende water, gaan hy dit self wees. Hy is die lewende. Hy staan op uit die dood uit. Wanneer die vroue daar kom, wanneer die oggend nog pikdonker is, dan skyn daar in die tuin, en sy herken hom ook, of sy dink hy is die tuinier. Heel toevallig, né? Toevallig. Is terug in die paradys. Sy dink hy is die tuinier. En dan as hy homself van haar bekend maak, Rabboni, U is my leermeester, van U leer ek. En wat leer sy? Hy is die opstanding en die lewe. Hy gee nie maar net vir haar 'n opstanding en die lewe nie. Hy is dit. As jy honger en dors na die lewe, sal jy dit by Jesus kry. Hy is daardie water. Anders as die water van die see wat boos is. Hy is lewende water. Nou dit is waarvan Johannes hier praat. Alles het tot sy vervulling nou gekom. Die eerste skepping het verbygegaan. En wat staan in die middelpunt van hierdie nuwe skepping? Wat was die doel van hierdie nuwe skepping? Waarin lê die hoogtepunt van hierdie nuwe skepping? As jy daardie eerste verse lees, waarin lê die hoogtepunt? Van Genesis. Hier in Openbaring 21. Ek dink dit word aangekondig vanaf vers 3. Want daar kom 'n harde stem en die stem kondig dit vir Johannes aan. Wat is die kern? Die tabernakel, die tempel. God is by sy mense. God is by sy mense. Genesis 1 vervul. Dit wat hy van die begin af aangekondig het, kom werklik tot sy vervulling. Kyk, God is by die mense. Niemand gaan dit keer nie, want in vers 1 word klaar, die vyande word klaar na die agtergrond geskuif. Hulle is net dekor. Hulle neem nie meer deel aan die toneelspel nie. Hulle is net dekor. Die see is nie meer deel van die spel nie. Die see is nie meer daar nie. Dit is daar ver op die agtergrond. Later lees ons, eintlik vroeër in hoofstuk 20 lees ons ook weer, dat selfs die see en die dood word in die vuurpoel gegooi. Wat wys dat God maak die see tot niet. Met hierdie monster wat uit die water opgekom het. Hierdie slang van Genesis 2 groei deur die geskiedenis van die Bybel en wat word hy uiteindelik in Openbaring? Bly hy 'n slang? Hy word 'n draak.
inderdaad 'n groot monster, slangagtige monster. Hy word net al hoe groter en hy probeer God se koninkryk nabeeld. As Jesus 'n kroon het, dan wil hy ook 'n kroon hê en dan sit hy sommer 10 krone vir hom op en hy probeer die wêreld daardeur verlei, soos in volg my. As Jesus 'n kroon het, dan gaan hy ook 'n kroon hê. As Jesus regeer, gaan hy regeer. En so probeer hy die wêreld verlei. Salig is die wat nie deur hom verlei word nie, maar wat in die getuienis van en oor Christus vashou. So mense, daar lê die kern van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dit wat God van die begin wou doen, doen hy. Dis wat Jesaja gesê het. God is anders as die afgode. Niemand fnuik God se planne nie. Niemand. Nie die see nie, nie die draak met sy 10 krone nie, niemand nie. Want wat ek gedoen het, of dit wat ek aangekondig het, sal ek volbring. Gee dit vir u vertroue, my liewe broer en suster. Voel jy veilig in hierdie wêreld wat jy woon? Ek hoop so. Beteken dit jy gaan nie dood nie? Nee, jy gaan ook dood en jy gaan swaar kry. Openbaring 11 getuig daarvan. Die 2 getuies word doodgemaak. Hulle wat Christus se verteenwoordigers hier op aarde is. Hulle word doodgemaak, die kerk word vervolg. Maar, soos ons al meer kere hier gesê het, dit bely ons in ons katekisme so pragtig, dat die dood van die gelowige is 'n deurgang na die ewige lewe. Is jy bang vir die dood? Is daar enigeen van u wat bang is vir die dood? Ek vra nou of jy bang is vir die manier waarop jy doodgaan nie. Ek is ook bang dat 'n groot monster my gaan opeet, of dat dit vreeslik seer gaan wees, of hartseer, of natuurlik is dit daarvoor, ek het al baie keer, veral as kind, fantaseer 'n mens oor hoe gaan ek eendag dood. Ek is bang om dood te gaan. Teendeel. Ons is nie bang vir die dood nie. Want ons glo dat dit wat God van die begin aangekondig het, volbring hy. Mense, ek hoop u voel aan hoekom ek na hierdie gedeeltes verwys. As ons hierdie raamwerk nie verstaan nie, gaan ons Genesis 1 nie verstaan nie. Dan gaan ons dit lees op 'n heel vreemde en 'n heel snaakse manier. En dan gaan ons vra vir Genesis wat Genesis nooit bedoel het om te antwoord nie. En daarom wil ek vir u nog net dit nie, maar onder andere dit vir u noem. Ek het dit op die aantekeninge ook geskryf vir die van u wat daarna gekyk het. Wat heel belangrik is, wat ook genoem word in die boekie wat ek vir julle almal gestuur het, die boekie van professor Tremper Longman. Hy verwys na die belangrike rol wat die Enuma Elish speel. Die van u wat dalk al daarna gaan kyk het, die Enuma Elish was 'n Babiloniese mite, 'n Babiloniese miteverhaal van Marduk. Dit is 'n verhaal oor Marduk, die god van die Babiloniërs, wat die aarde geskep het. En hoe skep hy dit? Hy skep die aarde deur die see en die duisternis te oorwin. En Marduk veg teen hulle, want hulle is ook gode, en dan oorwin hy hulle. En dan kan hy regeer, en dan kan hy heers. En so het volgens die Enuma Elish die skepping tot stand gekom, deur 'n oorlog, deur 'n stryd, waar daar eers oorwinning moet kom. Wel, dit is die konteks waarbinne Genesis ontstaan, die ou nabye ooste, wat nou teenoor Marduk, teenoor die god van die Babiloniërs, teenoor die gode van die bure van Israel, kom gee God nou 'n skepingsverhaal, wat heel anders is, wat iets anders oor God wil kom sê. Dat God, beklei God in Genesis 1 byvoorbeeld. Sien jy enigstens 'n stryd in Genesis 1? Die van julle, ek seker van julle het dit al gelees. Nee, as die dooie woord van stryd nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Wat wil Genesis teenoor Marduk sê?
Praat. God praat net. Hy heers. Hy hoef nie tot heerskappy te kom nie. Ons hoef nie Jesus koning te maak nie. Hy is dit. Hy word nie koning nie, hy is dit. God is koning. Hy heers oor die skepping. En hy sê daarom sommer so, laat daar lig wees, laat daar droë grond wees, laat die hele see gevul wees met visse, laat die lug gevul word met voëls in die lug. Nou moet ons nie wetenskaplik begin kyk, wat se tipe is dit nou, dinosourusse, hierdie seediere, moet ons nou ergens gaan soek na hulle beendere hier op aarde? Dink jy dis wat Genesis 1 vir ons wil sê? Ek so bly Delia sê nee, Delia, ek stem so saam met jou. Dis nie wat Genesis vir ons wil sê nie. Ek dink net wat belangrik is, hermeneuties is jy reg, ek dink die Bybelstudie wat jy vir ons gee, sê vir ons die regte hermeneutiek, wat in Chris van praat, dat ons moet nie Genesis lees as een of ander wetenskaplike handboek nie. Maar wat jy nou gesê het is net so belangrik. Ons moet ook nie in die wetenskap na God gaan soek nie. En daarmee is Genesis hermeneutiek ook in lyn. Want hy daag, net soos wat Moses, as jy 'n Egiptenaar of 'n Kanaaniet of wat ook al was, en jy het Genesis gelees, het jy die boodskap gekry. My God is magtig. Hy beklei nie, of hy hoef homself nie te bewys nie. Dieselfde hermeneutiese argument geld vandag nog in Genesis 1. Yes. Met ander woorde, God wil hom nie verduidelik en gaan hom nie verduidelik en is nie bewysbaar in een of ander wetenskaplike formule of bevinding. En in daai opsig, alhoewel ek dit eintlik sê, is ons hardloop nie weg as ons sê die narratief van Genesis 1 is 'n kultiese of 'n skepingsnarratief, nee. Ons hardloop nie weg. Ons is nie bang oor wie ons God is. Al wat ons net sê, en ek dink dis baie belangrik, is lees die Bybel vir wat die Bybel homself as aanbied. Ja. So ons verdwyn nie, ons is nie bang nie. Teendeel, Inteendeel. absoluut inteendeel. So, en julle sal onthou, ek het verlede week hier na die jong mense gewys, ek sê asseblief, word wetenskaplikes, asseblief. Ons het Christelike wetenskaplikes nodig. Ons het Christene nodig wat gaan opgrawings doen, wat gaan soek, nie na die dinosourusse of na die seemonster se bene nie, of se grate nie, maar na dit wat werklik daar is, en dan daaroor gaan navorsing doen, daaroor gaan leer, en met goeie teorieë na vore kom, wat in ag neem die hele tyd, dat God is die skepper van hemel en aarde, dat daar niks ergens onder die aarde gevind gaan word, wat ergens God se heerskappy ewe skielik op wankelrige skroewe gaan laat staan nie. Jy sal onthou ek het verlede week die teenoorgestelde probeer sê. Net soos wat daar niks onder die aarde of in die see gevind gaan word deur argeoloë wat God se heerskappy en sy skepingsverhaal gaan verkeerd bewys nie. Net so gaan dit wat ons mee so behep is vandag, die Mars en die maan. Net so as daar 'n maanmannetjie gaan wees, gaan dit nie ewe skielik God se skepingsverhaal omver gaan gooi nie. Want wat weet ons? Ja, God se skepping is baie groter as wat ons maar enigstens kan oordink. Laat die wetenskap, ongelukkig is dit so dat die wetenskap dit dikwels eerste vir ons sê, dat ons dit nie van die begin af besef nie. Eintlik as ons Romeine 1 gelees het, as ons Genesis 1 gelees het, moet ons al in verwondering gestaan het oor die skepping. Maar dit wat voorlê, dat God ons saam met Christus op sy troon wil laat regeer tot in alle ewigheid. Mense, daar wag 'n taak vir ons. God kom stel die mens aan as koning oor sy skepping. Daar's 'n taak vir ons. Daar in Genesis 1 vers 26 tot 28, waar die mens as beeld van God gemaak word, as God se verteenwoordiger hier op aarde. Daarin lê die kalvinistiese lewens- en wêreldbeskouing. Daarin lê die gereformeerde roepingsbesef in hierdie wêreld. As dit ons God se wêreld is, dan los ons nie bestudering daarvan oor aan die ongelowiges nie.
Dan moedig ons kinders aan, die wat die verstandelike vermoëns het. Jong, miskien moet jy in daardie vakrigting gaan. As jy so dom is soos ek, moet dit asseblief nie doen nie. Wat van wiskunde niks verstaan nie, van biologie nog minder. Maar ek kan wel so 'n bietjie tekste lees. Toe word hy maar 'n dominee. Maar jy verstaan, as jy kyk tog na jou kind met gawes, watse gawes het jy? Wat het die Here vir jou gegee? Wat het die Skepper God vir jou gegee as liewe jong mens? Gaan dien hom en gaan heers oor sy skepping as knegg, as diensknegg van God. Dit wil Genesis vir ons sê. En jy's veilig. Hoekom? Want God is die Immanuel God. God is by ons. God is, om die waarheid te sê, hoor mooi wat ek sê, God is nader aan jou as wat jy aan jouself is. Want hy sê, deur sy gees woon hy in ons. Dis die belofte wat ons onder andere op Pinksterdag in vervulling sien gaan. Dat God inderdaad by ons, in ons kom woon. En wat word ons dan op Pinksterdag? Wat word die kerk na Pinksterdag dan ook genoem? Jy kry dit gereeld in Petrus en Paulus se briewe. Daar's baie beelde. Jy's 'n liggaam, maar ook jy is 'n tempel. Want God kom woon in julle. Julle is sy tempel, jou liggaam. As Paulus in die Korintiërbriewe sy hele etiek, sy Christelike etiek kommunikeer aan 'n gemeente wat eties 'n bietjie twyfelagtig gelewe het, dan is die sterkste motief wat hy vir hulle gee om as Christene in 'n wêreld wat goddeloos is te gaan lewe, en dit is dat hy vir hulle sê, jou liggaam is 'n tempel van God. Dit is die sterkste argument wat hy gebruik om sedelose en seksuele losbandigheid te spreek. Die sterkste argument daarom ook vir die Christelike etiek, om ons etiek te fundeer, is die feit dat God die God is wat in ons en by ons kom bly. En as dit so is, en ons lewe soos wat die protestante in die reformatie so beklemtoon het, as ons dus coram Dei lewe, coram Dei beteken voor die aangesig van God. As ons dus voor die aangesig van God lewe, dan gaan ons lewens ook anders lyk. Maar as jy dink God is ergens in 'n hoekie weggesteek, en hy's ver weg van sy skepping af, en jy dink hy sien nie eers wat jy doen nie, dan gaan lewe jy 'n heel ander tipe van lewe. Maar as jy in die lig is, soos wat 1 Johannes dan ook sê, 1 Johannes 1, as julle met God gemeenskap het, lewe julle in die lig, en van daaruit sondig julle nie. Maar as julle sondig, voltooi dit asseblief, as julle sondig, hy is getrou en regverdig, om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Maar daar's baie ander tekste ook. Christus ook hier nou na teks verwys. Ons het 'n voorspraak in die hemel, daar by God se troon. En as ons dink aan God se troon, waar is God se troon? Is dit baie ver weg van hier af? Dis by ons, is hier by ons. God is met sy troon teenwoordig hier in die skepping. Hy sien ons nou, hy hoor ons, ons Vader is hier by ons. Mense, anders hoekom doen ons wat ons nou doen? Speel ons nie 'n speletjie nie. Hou ons mekaar besig, is ons besig met 'n tydvullertjie vanaand. Gelukkig nie, ons is hier besig in 'n vorm van aanbidding, omdat ons glo ons God is hier by ons. Daarom praat ons geloofstaal. Ons sê die hele tyd 'n amen op God se woord. Ons laat daardie woord ons gedagtes oorneem. Dis wat ons met mekaar hier doen in hierdie Bybelstudie. Ons help mekaar sodat ons gedagtes heeltemal aan God se denkpatroon kan oorgee. Nou mense, as ons wil begin om ons gedagtes oor te gee,
Kom ons begin by die begin. Genesis 1. In die begin het God. Ek hoop julle verstaan hoekom ek hierdie inleiding gee. Ek wil net die raamwerk gee waarbinne ons uiteindelik daardie tekste moet gaan lees. En sodat ons kan verstaan en kan hoor, as jy Genesis 1 lees, dan hoor jy Openbaring, jy hoor Johannes, jy hoor Matteus, jy hoor Efesiërs 1, jy hoor dit die hele tyd. Want God se woord is 'n eenheid op 'n ongelooflike manier. Op 'n baie mooier manier nog as wat ons ooit onsself kan voorstel. Is God se woord een. Een boodskap dwars deur dieselfde. Miskien is die hoofstuk in die Bybel wat dit die mooiste verduidelik, Efesiërs 2. Ja, Hy begin so, en julle was dood in julle sondes. En hy eindig so, deur julle verhouding met hom, word julle ook saam opgebou tot 'n gebou, waarin God deur sy Gees woon. Die absolute kontras van die eerste vers en die laaste vers. En in tussentyd word die hele proses, sal ek maar sê, beskryf. Ja, pragtig. Mense, as ons moet net ons Bybels oopmaak, ons moet net die ding lees. Ons moet die Bybel net lees. Dit is so 'n pragtige boek. Dit is so ryk. Ek sien die horlosie al weer en ek gaan nie soveel Sondag soos verlede week nie. Ek gaan 'n bietjie gouer klaar maak, maar mag ons nog net Openbaring 21 vanaf vers 22 lees. Ek nooi uit asseblief gaan lees die hele Openbaring uiteindelik, maar om Genesis te verstaan. Maar kyk hoe mooi, en ek gaan dit maar gou ter wille van tyd gaan ek dit self lees. Wat is, behalwe dat God dis die groot teenwoordigheid is in die nuwe skepping, word dit nog op 'n ander manier beskryf vanaf vers 22. Wat sien hy dus nie in hierdie nuwe hemel en aarde nie? 'n Tempel het ek egter nie in haar, dis nou in die nuwe Jerusalem. 'n Tempel het ek egter nie in haar gesien nie. Hoekom nie? Want die Here God, die Almagtige en die Lam is haar tempel. Mense, laat dit nou maar op jou inwerk. Wat sê ons God hier vir ons? Ons lewe is in God verborge. Ons lewe lê in God. Oom Chris het vir ons verlede week na die pragtige teks uit Handelinge 17 verwys, waar Paulus teenoor die heidene sê, hierdie God wat ek aan julle verkondig is die God in wie ons leef en beweeg en ons bestaan het as mense, en dis veral as gelowiges. Ons leef in hom. Maar is toch logisch dat in die hemel geen tempel sal wees nie. Op die aarde het gelowiges by mekaar kom plekke nodig. Die hemel is ons almal by die Here. Dat is almal 'n tempel is maar 'n aardse ding. Dit is inderdaad 'n aardse ding. En daarom as jy mens Hebreërs gaan lees, Hebreërs wys dan ook pragtig aan in Hebreërs 11 byvoorbeeld, dat al die gelowiges van die Ou Testament van Abraham af word duidelik gemaak, nie een van hulle het 'n aardse tempel, 'n aardse gebou verwag nie. Al was daar 'n tabernakel en al was daar 'n tempel. Maar wat, die van julle wat Hebreërs Bybelstudie bygewoon het, wat het hulle almal verwag? Hulle het die hemelse tempel verwag, wat nie met mense hande gebou is nie, maar wat gewoon God se teenwoordigheid is, wat die troon van God is. Dit het ook Abraham verwag. Heeltemal reg, dat kan nie, maar nou laat Openbaring sien, wat ook Hebreërs ons laat sien het. Die gelowiges het almal 'n stad verwag. En die stad is weer eens hier 'n metafoor, 'n beeld. Die nuwe Jerusalem wat as 'n bruid ook voorgestel word. Daar is nie meer 'n tempel nie, want die mens kom nou in God se teenwoordigheid. Jy's in God. Mense, waar het Israel in die Ou Testament hulle seën vandaan gekry? Waarna toe het hulle gegaan? Tempel.
Dink maar aan Psalm 42. Soos 'n hert in dorre streke, skreeuend dors na die genot. Na die helder waterbeke, skreeu my siel na U, o God. Gaan lees maar die Psalm verder. Waar kry hy daai God? In die tempel. As Dawid nie by die tempel is, dan sê hy, hoe het hy daarna verlang om rondom U altare te gaan, om in U teenwoordigheid te kom, want U tempel is soos 'n stroom van lewende water. So, waardeur word die volk van God in die Ou Testament gekenmerk? Hulle lewe is in die tempel. Dis 'n tempellewe. Nou is dit pragtig, as Jesus kom, Johannes 2, dan stap hy letterlik in Johannes 2, stap in die tempel in, en dan maak hy die tempel skoon, jaag hy alles daar binne uit. Dan sê die Jode van, wat is jy besig om aan te vang? Wat dink jy doen jy? Dan sê Jesus, breek die tempel af en ek gaan dit in 3 dae weer opbou. Wat kondig Jesus daaraan? Hy sê, my liggaam, Jesus se liggaam, is nou die tempel van God. En Israel het sy liggaam afgebreek, en na 3 dae het hy dit opgebou, en hy het opgestaan, sodat hy nou die tempel van God is. Daarom staan hier, want die Here God, die Almagtige en die Lam is die tempel. Daarom lewe ons nou, waar lewe ons nou? In Christus. Mense, die een enkele uitdrukking, wat die meeste keer in die briewe van Paulus gekry word, is die uitdrukking, julle lewe is in Christus, en Christo, vir die wat 'n bietjie Grieks verstaan. Jou lewe is in Christus, en ek wil net op een plek dit vir die aande, Efesiërs 1, en daarmee gaan ek afsluit. Ek wil ook net iets hier byvoeg. God het nooit vir Dawid of enigiemand gesê vir hom 'n tempel bou. 'n Gebou van klip en steen. Hy het in die woestyn tog vir hulle 'n mobiele tempel beskryf, wat afgebreek en saamgedra kan word en weer opgesit kan word. En dit is hoe God wou sê, hy bly nie in 'n tempel met hande gemaak. En dit was Israel se groot fout. Dat hulle dan God beperk tot daardie tempel met hande gebou in Jerusalem. En hulle die tempel begin verafgoed in plaas van die God van die tempel te vereer. En daarom ook is die tempel telkens verwoes. En daai een wat jy nou van praat, was die hoeveelste tempel. Ja. Soos die mens elke keer probeer het om weer 'n God vas te vang in 'n gebou. Maar dit is onmoontlik. Ja. En daarom laat Jesus is inderdaad, dis in hom, die lam. Die lam is die tempel. Mag ek nog net hierdie 5 minute by u steel? Efesiërs hoofstuk 1. U kan maar by die huis gaan tel hoeveel keer dit is. Maar luister nou na hierdie oordadigheid van die apostel. As hy sê, waar kry ons vandag as gelowiges die seën van God? Onthou, Paulus is, uit watter volk uitkom Paulus nou weer? Hy's 'n Jood, hy so deurtrek met die tempelteologie soos enige iemand. Onthou, Paulus was 'n fariseer. As daar iemand is wat verstaan het van die tempel, was dit Paulus. Maar nou, waar Paulus ook eers die kerk vervolg het, omdat hulle nie meer in die tempel aanbid het nie, of omdat hulle nie die tempel primêr in Jerusalem gesien het nie, en toe die hemelse Jesus op pad na Damaskus ontmoet, en hy besef, maar Jesus is hierdie tempel nou. Hoe skryf hy nou? Vers 3. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons, waar verwag hy nou God se seën? Nie meer in die tempel nie, maar in Christus geseën het. Met elke geestelike seëning in die hemel. Daar waar God met sy troon teenwoordig is by ons. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitverkies, sodat ons heilig en onberispelik mag wees. Vers 5. Nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus, is dieselfde gedagte, met ander woorde in Christus, as sy kinders aan te neem. Vers 6.
tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. Wie is daai geliefde? Jesus. Vers 7. In hom het ons die bevryding deur sy bloed. Dit is die vergewing van ons oortredings. Vers 9. Hy het die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, soos hy dit goed gedink het. Goed gedink en in Christus voorgeneem het. Al God se voornemens was van die begin af in Christus. In Christus. Daarom het niks ontstaan wat nie deur die Seun ontstaan het nie. Want God wou van die begin af alles in die Seun saamvang vir ons om in te deel. Vers 11. In hom is ons ook as erfgename uitverkies. Herhaal dis eintlik wat in vers 4 sê. Die uitverkiesing is in Christus. Nou mense, julle kan aangaan. Vers 13. In hom is julle ensovoorts, 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 ensovoorts en nog 'n keer ensovoorts. As daar van Jesus gepraat word van ons kry God se seëninge in Christus, is dit Nuwe Testamentaal vir die Ou Testamentaal van God se seën wat uit die tempel vir sy volk gegee is. Onthou jy nog op die groot versoendag, die Yom Kippur, Levitikus 17? As die hoëpriester een keer per jaar in die allerheiligste ingaan, en hy kom daar uit, dan staan die volk buitekant die tempel, en dan lig hy sy hande op, en dan moet hy die priesterlike seën uitspreek van Numeri 6, dit wat ons gereeld hoor aan die einde van ons eredienste, en ek hoop ons hoor dit nog. Die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn, en hy sal jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef, en hy sal aan jou vrede gee. Uit die allerheiligste van die tempel. Dit wat in die tempel was, is nou in Christus. En as ons van volgende week af bietjie Genesis gaan begin lees, kom ons hou Christus altyd in gedagte. Want hy is die eerste en die laaste. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die begin en die einde. Oor hom gaan dit in Genesis 1 vers 1 en verder. Maak dit 'n klein bietjie sin? Ja. Bemoedig dit? Ek hoop so. Ek hoop 'n wêreld gaan vir ons almal saam verder oop rondom die nadink oor hierdie dinge. Die wêreld van God en sy boodskap vir sy kerk, vir sy volk, ook in die Ou Testament reeds. En ons mag saam met die Jode, ons mag so 'n bietjie oor hulle skouer lees. Want die Bybel is wel vir ons geskryf, of die Ou Testament is wel vir ons geskryf, maar dit is nie aan ons geskryf nie. Verstaan wat ek daarmee bedoel? Genesis geskryf aan Jode, maar wel vir ons ook geskryf, ons mag ook daarin deel. Dit is ook vir ons, maar dit is aan Jode. So ons moet Genesis gaan lees as 'n Joodse boek, wat ontstaan het in die tyd van die ou nabye Ooste, wat antwoorde wil gee op die vrae waarmee hulle toe geworstel het. Wie gaan vir ons afsluiting gebed? Asseblief. Mag ek dan vir hom Chris vra? Ek het so baie gepraat. Ag nee, asseblief. Asseblief. O Here, ons God, ons Vader, ja, ons mag hy so noem, nie uit arrogansie nie, maar omdat ons gered is volgens u wil en deur die werk van Christus Jesus. Dankie vir die Heilige Gees wat ons verstand, ons harte verlig het, sodat ons u lig kon sien en ontvang. Nou bid ons Here vir u genade en krag om uit daardie lig te leef, sodat die mense ons goeie dade sal sien en die ware getuienis sal sien en u wat in die hemel is verheerlik. Baie dankie dat ons dit mag vra op grond van die werk van Christus Jesus. Amen. Amen. Baie dankie.
Ekskuus weer mense, ek het regtig plan.